In vandag se les kyk ons na veelhoeke. En die vraag wat ons vir ons vra is, wat is 'n veelhoek? Nou, as ek vir jou vra, wat is 'n veelhoek? Wat is die gedagte wat by jou opkom? Nou, 'n veelhoek is enige figuur met 3 of meer hoeke. Die eerste veelhoek waarmee ons nou al kennis gemaak het, is 'n driehoek. Ons kry 4 hoeke, 5 hoeke, 6 hoeke, 7 hoeke ensovoorts. So kan ons aangaan. Nou, 'n veelhoek sê net dis enige figuur met 3 of meer hoeke. Maar nou vra ons vir ons, wat is 'n reëlmatige veelhoek? Reëlmatig is nou 'n belangrike woordjie wat hier inkom, want dit beskryf presies hoe die veelhoek moet wees. Met ander woorde, die definisie van 'n reëlmatige veelhoek moet ons nou na kyk. So wat is 'n reëlmatige veelhoek? 'n Reëlmatige veelhoek is 'n veelhoek waarvan al die sye ewe lank is en dus is al die hoeke ewe groot. Nou weet jy van 'n reëlmatige driehoek, en 'n reëlmatige vierhoek is 'n vierkant. Dan kry ons nou ons vyfhoek. Ons vyfhoek noem ons 'n pentagoon. Dit is 'n vyfhoek, as jy mos nou dink aan 'n baie bekende vyfhoek, is die Pentagon waarvan hulle altyd so praat in Amerika, né? So dit is 'n vyfhoek is 'n pentagoon. 'n seshoek is 'n heksagoon. 'n reëlmatige sewehoek, onthou nou, dit beteken al sy sye is ewe lank, daarom is al sy hoeke ewe groot. So 'n reëlmatige sewehoek is 'n heptagoon. 'n agthoek, wat noem ons 'n agthoek? 'n oktagoon. Dan kry ons nog 'n negehoek. En 'n negehoek noem ons 'n nonagoon. En die laaste een wat ek met julle gaan doen is 'n tienhoek. En 'n tienhoek is 'n dekagoon. En daar's 'n paar belangrike formules rondom veelhoeke. Die eerste belangrike formule waarna ons gaan kyk, is die som van die binnehoeke van 'n veelhoek met n sye. Nou die som van die binnehoeke van 'n veelhoek met n sye word vir ons gegee deur die formule n minus 2 maal met 180 grade. Daarom kan ek sê 'n veelhoek met 3 sye die som van die binnehoeke van 'n veelhoek met 3 sye en 'n veelhoek met 3 sye is mos nou weer wat? Dis reg, is 'n driehoek. Die som van die binnehoeke van 'n veelhoek met 3 sye. Wat weet julle al van die binnehoeke van 'n driehoek? Dit het ons mos nou al geleer. Kan ek met ander woorde sê is 3 minus 2 maal met 180 grade en dit gee vir my 'n antwoord van 180 grade. En dit het julle mos nou al geleer by driehoeke. Die som van die binnehoeke van 'n driehoek is 180 grade. Nou net so het ons gesien by 'n veelhoek met 4 sye. Wat is 'n veelhoek met 4 sye? Een veelhoek met 4 sye is 'n vierhoek.
En wat is die som van die binnehoeke van 'n vierhoek? Dit het julle ook al geleer, maar kom ons kyk hierso, die som van die binnehoeke is met ander woorde 4 minus 2 maal met 180 grade en dit gee vir my 2 maal met 180 grade en my antwoord is met ander woorde 360 grade. As ons kyk na 'n vierhoek met 10 sye, dan is ons formule dat die som van ons binnehoeke is dan 10 minus 2 maal met 180 grade en dit is 8 maal met 180 grade en dit gee vir my 1440 grade. So dis die eerste formuletjie, die som van die binnehoeke van 'n veelhoek met n sye word gegee deur n minus 2 maal met 180 grade. Die som van 'n buitehoek van die buitehoeke van enige veelhoek is 360 grade. So dit is 'n belangrike stukkie teorie want dis die som van die buitehoeke en die som van die buitehoeke van al die veelhoeke is gelyk aan 360 grade. Die derde belangrike formuletjie by veelhoeke is dat elke binnehoek van 'n reëlmatige veelhoek, nou hierdie is belangrike woorde, dis 'n reëlmatige veelhoek. Die vorige twee het oor enige veelhoek gegaan, jy moet oplet, die woord reëlmatig was nie daarby nie. Elke binnehoek van 'n reëlmatige veelhoek met n sye word gegee deur n minus 2 maal met 180 grade op n. Met ander woorde, as ons daarom kyk na 'n driehoek, wat weet ons van 'n driehoek? Dis reg, 'n driehoek het 3 sye. Met ander woorde, die grootte van die binnehoek van 'n driehoek, 'n reëlmatige driehoek. 'n Reëlmatige driehoek beteken dit is 'n gelyksydige driehoek want al 3 sy sye gaan ewe lank wees. Nee, so die binnehoek se grootte gaan nou wees 3 minus 2 maal 180 grade gedeel deur 3, want dit is wat my formuletjie vir my sê. Met ander woorde, ek kry dit is 180 grade gedeel deur 3 wat gelyk is aan 60 grade. En dit is mos nou een van die eienskappe wat jy geleer het van 'n gelyksydige driehoek. Omdat al 3 die sye ewe lank is al 3 die hoeke ewe groot en dit beteken elke hoek is 60 grade. As ons kyk na 'n vierhoek, 'n reëlmatige vierhoek beteken sy sye is almal ewe lank, so dit maak dit 'n vierkant. Goed, so 'n vierhoek het 4 sye. En as ons nou kyk na die binnehoeke, die grootte van die binnehoeke van 'n reëlmatige vierhoek, dan is die grootte van die binnehoek 4 minus 2 maal 180 grade gedeel deur 4. En as ons die sommetjie uitwerk, dan kry ons dus 2 maal 180 grade gedeel deur 4 en dit gee vir my 'n antwoord van 90 grade. Dit is hoekom 'n reëlmatige vierhoek is 'n vierkant. As ons kyk na 'n reëlmatige tienhoek, dan beteken dit al 10 sy sye is ewe lank. 'n Tienhoek moet 10 sye hê. Met ander woorde, die grootte van 'n binnehoek van 'n reëlmatige tienhoek gaan wees 10 minus 2 maal met 180 grade gedeel deur 10. So as ek hierdie sommetjie uitwerk, dan kry ek dit is 8 maal met 180 grade gedeel deur 10 en dit gee vir my 'n antwoord van 144 grade.
Die laaste baie belangrike formuletjie is die som wat elke buitehoek van 'n reëlmatige veelhoek bepaal. Onthou nou weer eens die woord reëlmatig is 'n baie belangrike woordjie wat vir jou moet sê hoe om die som te doen. So dit som elke buitehoek van, kom ons kyk net gou, elke buitehoek van 'n reëlmatige veelhoek kan ons bereken deur die formule 360 grade gedeel deur n, want ons het gesê die som van al die buitehoeke van 'n veelhoek is 360 grade. As ons kyk na 'n driehoek, weer die voorbeeld is die driehoek, het ons 3 sye. Met ander woorde, die grootte van die buitehoek is nou gelyk aan 360 grade gedeel deur 3. En dit gee vir my 120 grade. Of die ander manier wat ek ook kan uitwerk wat die grootte van 'n buitehoek is, as ons kyk na hoeke op 'n reguit lyn, kom ons kyk gou-gou, as ons 'n driehoek het, as ons nou 'n gelyksydige driehoek het, want onthou dis nou reëlmatige driehoekies hierdie, dan beteken dit hierdie sye is almal ewe lank. As ons nou die grootte van 'n buitehoek wil bepaal, dan is dit mos nou wanneer een van hierdie sye verleng is. So, as ons kyk na die buitehoek van hierdie driehoek, dan beteken dit die buitehoekie gaan hierdie hoek wees. Nou het ons reeds gesê die binnehoeke van 'n reëlmatige driehoek is almal 60 grade. Met ander woorde, as ons daai buitehoek wil bepaal, dan kan ek sê daai buitehoek gaan gelyk wees aan 180 grade minus 60 grade. Hoekom is dit? Want dit vorm hoeke op 'n reguit lyn. Dis reg, met ander woorde, ons het 180 grade minus 60 grade is 120 grade. So ons kom by dieselfde antwoord uit. As ons nou kyk na 'n vierhoek, weet ons nou weer 'n reëlmatige vierhoek het mos nou 4 sye en ons kan sê elke buitehoek se grootte gaan gelyk wees aan 360 grade gedeel deur 4. En 360 grade gedeel deur 4 gee vir my 'n antwoord van 90 grade. Of net so het ons soos by die driehoek, as ons mos nou my vierhoekie het, of my vierkant het, as ek my vierkant het, en ek verleng die sy, dan kan ek mos nou ook sien wat gaan sy buitehoek wees, want onthou 'n buitehoek is 'n sy wat verleng is. Soos ons weet hierdie hoek is 90 grade, dan beteken dit nou ook dat die hoekie gaan gelyk wees aan 180 grade minus 90 grade, en my rede vir dit nou weer is reg, hoeke op 'n reguit lyn, en ek kry 'n antwoord van 90 grade. As ons daarom kyk na 'n seshoek, 'n seshoek het 6 sye, met ander woorde die buitehoek is gelyk aan 360 grade gedeel deur 6, wat vir my 'n antwoord gee van 60 grade. As ons nou weer kyk wat is die grootte van die binnehoek van 'n seshoek? As ons nou weer kyk wat is die grootte van die binnehoek van 'n seshoek? Die formule is mos nou 6 minus 2 maal met 180 grade gedeel deur
6. Met ander woorde, as ek hierdie sommetjie uitwerk, kry ek dit is 4 maal 180 grade. En as ek dit deel deur 6, kry ek 'n antwoord van 120 grade. Daarom kan ek nou ook sê, is die buitehoek gelyk aan 180 grade minus 120 grade. Hoekom sê ons nou weer dit? Dis reg, dis hoeke op 'n reguit lyn. En dit gee vir my 'n antwoord van 60 grade. Nou goed, kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van sommetjies wat gevra word rondom veelhoeke. Die sommetjie vra vir ons, bepaal die som van die binnehoeke van 'n oktagoon. Nou wanneer hulle so vra soos 'n oktagoon, dan kan jy weet dit is 'n reëlmatige veelhoek en in hierdie geval is dit 'n reëlmatige agthoek. So die som van die binnehoeke is gelyk aan n minus 2 maal met 180 grade en dit gee vir my 8 minus 2 maal met 180 grade wat gelyk is aan 6 maal 180 grade en dit gee vir my 'n antwoord van 1080 grade. Die tweede voorbeeld waarna ons kyk. Bepaal die grootte van elke binnehoek van 'n reëlmatige veelhoek met 12 sye. Met ander woorde, die grootte van elke binnehoek is n minus 2. Die formule vir elke binnehoek is n minus 2 op 180 grade gedeel deur n. Met ander woorde, dit gee vir my 12 minus 2 maal met 180 grade gedeel deur 12. Dit is 10 maal met 180 grade gedeel deur 12 en my finale antwoord is met ander woorde 150 grade. Die volgende voorbeeldjie vra hulle vir ons, bepaal die aantal sye van 'n veelhoek as elke binnehoek 144 grade is. Nou wat belangrik is hier is jy moet sien die binnehoek se grootte is 144 grade. So as elke binnehoek 144 grade is, dan kan ek elke buitehoek uitwerk want dit is makliker om n te bepaal met die buitehoeke. So elke buitehoek gaan nou wees 180 grade minus 144 grade, want onthou, ons het nou gesien, ons kan die buitehoek bepaal deur hoeke op 'n reguit lyn uit te werk. Met ander woorde, ons kry elke buitehoek is 180 grade minus 144 grade en dit is 36 grade. Dan weet ons nou verder die som van al die buitehoeke van 'n veelhoek is altyd gelyk aan 360 grade. Die som van al die buitehoeke van 'n reëlmatige veelhoek is altyd 360 grade. Met ander woorde, ek weet nou die grootte van 'n buitehoek het ons mos nou gesien. Ons kan die grootte van 'n buitehoek bepaal deur te sê dit is 360 grade gedeel deur die aantal sye. Goed. Nou het ons gesien elke buitehoek is 36 grade. Met ander woorde, ons kan daai 36 grade hier instel en ons weet dit is nou 360 grade gedeel deur n se antwoord is 36 grade. Want ons bepaal die grootte van ons buitehoek deur 360 gedeel deur n. As ek nou wil uitwerk, dan gaan ek maal met n aan die regterkant, maar onthou wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry 36n
is gelyk aan 360 grade. Met ander woorde, ek wil nou n alleen hê, so om n alleen te kry, gaan ek deel deur 36 grade, wat ek links doen, moet ek regs doen, en dan kry ek met ander woorde, dat hierdie 36 kanselleer uit, en 36 gaan daarin 10 keer, met ander woorde, ek kry my antwoord, n is gelyk aan 10. Met ander woorde, die veelhoek is 'n veelhoek met 10 sye. Goed, nou, hulle gee vir ons hierdie figuurtjie, hulle sê vir ons A, B, C, D, E is 'n reëlmatige vyfhoek. 'n reëlmatige vyfhoek is 'n pentagoon. Nou vra hulle vir ons moet die waarde van x bepaal. Goed, so A, B, C, D, E is 'n reëlmatige vyfhoek. Elke buitehoek van hierdie vyfhoek kan ek mos nou uitwerk, want dan weet ek hoe groot gaan B1 en C1 wees, want B1 en C1 is buitehoeke van die reëlmatige vyfhoek. So, ons formule is reg, die grootte van elke buitehoek is 360 grade gedeel deur n, met n waar n die aantal sye is, en hoeveel sye het 'n vyfhoek? 'n vyfhoek het 5 sye, met ander woorde, ons het 360 grade gedeel deur 5, met ander woorde, elke buitehoek is 72 grade. Dit wil met ander woorde sê, hoek B1 is gelyk aan hoek C1 en dit is gelyk aan 72 grade. Dan kan ek mos nou xie uitwerk, want ons het die 72 grade plus die 72 grade plus x moet gelyk wees aan 180 grade, want dit weet ons is wat? Dit is die binnehoeke van 'n driehoek. Dit is hoekom die som van die binnehoeke van 'n driehoek, het julle al geleer, is 180 grade. Met ander woorde, ek kan sê x is 180 grade, minus 72 grade, minus 72 grade, want ek vat nou elkeen van hierdie 72's oor, sodat ek x alleen kan kry, met ander woorde, x is gelyk aan 36 grade. Dit is die lesie rondom veelhoeke, die som van die binnehoeke van 'n veelhoek, die grootte van elke binnehoek van 'n veelhoek, die som van die buitehoeke van 'n veelhoek, en die buitehoek, grootte van die buitehoek van elke veelhoek. Jy kan hierdie lesie nou mooi inoefen deur jou huiswerk sommetjies te voltooi.